Vader, Here, wonderlik is dit om vanoggend as 'n familie saam te kan wees. Here, hier in die teenwoordigheid. Here, wonderlik is dit, Here, om te kan sit by u voete. Here, en net die liefde te kan ervaar. Maar Vader, Here, vanoggend kom ons gee die diens aan u oor, Here. Ons gee die toestemming om vanoggend te kan maak, Here, wat u wil maak. Here, nie ons program nie. Here, maar u program. Ek wil vanoggend kom met alle lof, alle eer en alle aanbidding aan u bring. Ons sê amen. Kom ons gaan vanoggend lekker saam sing. U glimlach so breed, as u my vriend groet, u lyk nog so selfverseker. U wêreld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, soos die lewe 'n fees. Steeds moet jou tref, wat skeel dit jou min, dit lyk of jy dans as jy loop. Ek kon dit nooit verstaan nie, is die antwoord net, en toe hoor ek jou sê, my pa is die koning van die heelal hier. Kom wat maak, sal dit nooit vergeet, die wind kan waai, die berg kan val, ek gesê, versier en hy sal. Ek die koning se koning, en wil my brood, die lewe is roos, self die dood is verwend, niks is ek maak nie, dit sê ek jou nou, my pa is die koning onthou. Soos ek nou voel, ek wens ek was jy, maar ek weet nou gewoonlik hou. Dit klink so onregverdig, om 'n koning te hê, wie ek wat ek sê. Kom jy my vernooi, kom luister nou mooi, kom my net nog so gauw vergeet. Ons is weer verander, en toe ek my kon kry, toe sê ek vir my, kom as die koning van die heelal hier. Kom wat maak, jy moet dit nooit vergeet, die wind kan waai, die berg kan val, hy het gesê, versier en hy sal. Ek's die koning se kind, ja, dit maak jou blind, die lewe is luister, self die dood is verwend, niks is ek maak nie, wat ek nou, jou pa is die koning onthou. Jou pa is die koning van die heelal hier, kom wat maak, sal dit nooit vergeet, die wind kan waai, die berg kan val, hy het gesê, versier en hy sal. Ek is die koning se kind, ja, dit wil my bruid, die lewe is fris, self die dood is verwend, niks is ek maak nie, dit sê ek jou nou, my pa is die koning onthou. My pa is die koning van die heelal hier, kom wat maak, sal dit nooit vergeet, die wind kan waai, die berg kan val, hy het gesê, versier en hy sal. Ek is die koning se kind, ja, dit maak my bruid, die lewe is fris, self die dood is verwend, niks is ek maak nie, dit sê ek jou nou, my pa is die koning onthou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning onthou. My hart klop van blydskap, my siel maak voor die Heer. My fondse blou lofie, my lewe bring hom eer. Jesus is my vaste rots, hom sal ek vertrou. Daarom sal ek hom verhoog, sy liefde word vertel. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer.
ons nie baie lief daarvoor as ons lofoffers bring nie. Amen. En nog minder daarvan as ons worship doen. Die tye wat my stem aantref, aanpas, dan kom ek agter, dat die Here is besig met baie groot werk. Amen. Maar jy weet, maak nie saak wat hy doen nie. En hoe hy trek krap in my keel nie, dan maak my stem aan. Hy gaan my nie keer dat ek 'n lofsang vir die Here sing nie. Amen. En as wanneer jy jou lofsang bring vir die Here, dat bande breek en berge val, en jy word geskuif. Lofsang, lofsang aan Koning Jesus. Lofsang tot die eer van sy naam. Lofsang, lofsang aan Koning Jesus. Dis iets sorry dat ek dit nou weer maak. Met die en ons het iewers is van besig om te reken. Ek gaan dit nie reg kry nie. En hy het weer die vir herlede. Ons bid. Sit nie vir. Here God, ons kom na U toe. En U sê U sal om ons wees 'n muur van vuur. 'n muur van vuur. En U sê U cover ons met 'n muur van vuur in Jesus naam. En Here, vanmôre kom ek en ek wil bid dat U ons sal cover, Here, van bo, van onder, van links, van regs, van voor en agter. En U sê U teenwoordigheid is in die muur van vuur. Here, en ek dank U ook vanmôre dat ons pastoor kan salf. In die naam van die Vader, die Seun en van die Heilige Gees. Dankie dat jou stem aanraak. Dankie dat jou stembande aanraak. Dankie, Here God, dat ons kom en ons steek haar weg onder die bloed. Here, ons cover haar in die bloed. Here, ons cover haar met die talit, die shield. Die shield daarvan reg rondom, bo onder elke deeltjie, Here, shield U. Dankie, Here God, dat ons almal onder die bloed in kan beweeg. Dankie, Here, dat ons werk van duisternis kan verbreek in die naam van Jesus. Here, ons kom teen elke aanslag van buite. Here, en ons verbreek dit. Here, en ek dankie vanmôre dat U gebede beantwoord. Here, dankie vanmôre dat U elke aanslag op die musiek, op die boodskap, op die gemeente, op elkeen se finansies, op elke deeltjie van die worship, alles, Here, verbreek ons in die naam van Jesus vanmôre. Dankie dat ons weet, Here, ons is die kop en nie die stert nie. Dankie dat ons weet, ons is meer as oorwinnaars deur U wat vir ons is. Dankie dat ons weet, alles sal vir ons ten goeie meewerk. Dankie dat U woord sê, elke tong wat in ons is, Here, en elke aanval wat geloods word, sal nie slaag nie. Terwyl ons kom, Here, en ons almal beklee met die volle wapenrusting, waar ons die gordel van waarheid om ons lendene sit, Here, die borsharnas van geregtigheid, die helm van verlossing, die swaard van die gees, die skild van die geloof. Kom ons, Here, dat ons voete die skoene, beklee ons met die wapenrusting. Here, ons beklee ons met U veiligheid, met U salwing, met U heerlikheid. U geregtigheid gaan ons vooruit. U geregtigheid beskerm ons van agter soos 'n jas. Dankie, Here, vir 'n feesvier wat U op ons neersit vanmôre in Jesus naam. En dankie, Here God, vir vloei van die Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons kan aanspreek, die Gees in elkeen om op te staan vanmôre, Here, en 'n praise and worship uit te breek, want U sê, Here, U woon onder die lofsange van die kinders, Here. En daarom dank ons U vir vryheid in ons lofsange vanmôre, Here.
En dankie dat ons weet, die aarde is 'n voetbank vir voete. En dankie dat ons weet vanmôre dat U tap vanmôre in ons gemeente op die maat van ons lofsange. Dat dit vir U 'n lieflike lofoffer sal wees. En ons weet dat werk van duisternis verbreek is. En ons weet dat die res van hierdie diens is onder U bloed in Jesus naam. Dankie Vader God. Ons gee die lof, die eer en die aanbidding in Jesus naam. Amen, amen en amen. Love
so is. As die trooster. Dankie dat U is. As die een wat die lewendig maak, Here. Dat U is vanoggend met al die krag, Here. En met al die mag. Here, dat U hier so is vanoggend. Om harte en lewens aan te raak, Here. Nie net van hulle wat hier is, Here. Maar vir elkeen wat vanoggend inskakel, vir elkeen wat luister vanoggend. Here, ek dank U dat U vanoggend stil staan by elke persoon, Here. Dat U vanoggend ontmoeting het met elkeen. 'n spesiale tyd. Here, ek kom vanoggend aan. Ek dank U vir die woord wat uitgeneem. Here, maar ek vra, Here, dat U my sal gebruik net as 'n instrument, Here. Net as U spreekbuis vanoggend. Here, maar dat U die werk sal doen vanoggend. En ek sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons onthou, ons is besig met ons preekreeks. Volgend, bietjie anders, volgende die Here. Maar die Here het hard met my gepraat in die week ook. Toe ek hierdie wat besig was om voor te ry. So ons onthou ons kernteks daar Matteus 6 vers 33. Wat ons lees dat soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. 'n Teks waar die Here kom en 'n belofte gee, maar waar hy ook 'n uitnodiging gee. Hy sê dat hy gee ons 'n uitnodiging na orde. God is 'n God van orde. En hy nooi ons uit dat as ons hom eers soek, dan voeg hy al die ander dinge vir ons by. En tot dusver het ons gesien dat wanneer ons God eers soek, dan voorsien hy aan ons daaglikse behoeftes. En laasweek het ons gesien, as ons hom eers soek, dan gee hy vir ons leiding, wat sy wil vir ons openbaar. En dat hy wil eers geraadpleeg word. God wil nie tweede in die ry staan, hy wil eerste staan. En hierdie week toe wys die Here vir my dat, wanneer ons hom eers soek, dan voeg hy jou identiteit by. En hy leer vir jou wie hy is. Nie 'n titel nie. Hy sit nie jou rol daar nie. Maar hy wys vir jou aan wie jy behoort. So ek wil nooi vanoggend as jy jou Bybel het, blaai saam met my en dan gaan ons staan na Romeine toe. Die brief wat Paulus aan die kerk van Romeine geskryf het. Ons gaan saam lees vanoggend. Daai Romeine 8 uit. Ons lees daar Romeine 8 vanaf vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So as ek jou vandag moet vra, wie is jy? Meeste van julle gaan vir my antwoord en sê, jy is 'n ma, jy is 'n pa, jy is dalk afgetree, of jy is dalk 'n beraader. Jy is iemand wat 'n karre werk. Jy is 'n verkoopsman. Meeste van julle gaan vir my jou titel gee, jou rol gee wat jy in die wêreld speel, wat jy het elke dag. Sien maar, 'n rol verander.
Jou rol kan beëindig word in die lewe. Jy gaan nooit altyd dieselfde rol hê nie. Jou rol kan weggevat word van jou af. Amen. En as alles in die lewe van jou weggevat word, elke titel wat jy het, elke rol wat jy speel, as alles van jou weggevat is, wie is jy dan? Wat het jy oor? Sien, identiteit is nie wat jy doen nie. Identiteit is wie jy is, wanneer Amen. niemand anders te sien. Amen. Dis wie jy is wanneer jy alleen is. Amen. Identiteit is wie jy is wanneer jy in jou binnekamer ingaan en jou deur gaan sluit. As jy dink aan 'n tapisserie wat gewewe word. Kyk, dis mooi goed. Ek het probeer een maak. Ek kon nie kan maak. Dit is te veel werk. Ek raak gefrustreerd met al die draadjies. En as jy die agterkant van 'n tapisserie kyk, dan lyk dit soos 'n groot gemors. Dis allerlei draadjies en knopietjies en dis koeke en drade wat deur mekaar gaan. En dit is chaos. Aan die agterkant van 'n tapisserie sien jy nooit 'n duidelike prentjie nie. Voorkant is mooi. Voorkant sien jy die prentjie. Jy sien dat elke draad het sy eie plek. Elke knoopie is op die regte plek. Niks is toevallig as jy na die voorkant van 'n tapisserie gaan kyk. Alles het 'n spesifieke doel. Maar ons probleem is, ons kyk na die agterkant. As ons na onsself kyk, dan sien ons net die agterkant raak. God kyk nooit na die agterkant nie, God kyk na die voorkant. Amen. God sien nie aan die knope en die garings wat gekoek is aan die agterkant nie. Hy sien die prentjie wat gemaak word. Psalm 139 is so 'n mooi stukkie. Dawid kom en skryf daarso, U het my niere gevorm. U het my in my moeder se skoot aan mekaar geweef. Die Here het jou gemaak soos 'n tapisserie. Hy het jou geweef. Elke draadjie op sy eie plek. Spesifiek. Sien, en God sien nie waar jy dalk noodwendig nou is. Hy sien nie net wat nou aangaan. Hy sien 'n prentjie wat jy nie sien. Hy sien 'n prentjie wat klaar is. 'n Prentjie wat volmaak is. Hy sien iets wat hy besig is om te voltooi. Amen. Nie iets waaraan jy raak nie. En iets wat jy vol koeke maak. 'n Onbekende skrywer het geskryf, hy sê, we are often discouraged by what we see in ourselves. But God is never confused about what He's creating. God raak nie deur mekaar met die dinge wat in jou lewe aan die gang is nie. God raak nie deur mekaar oor jou probleme en jou worries en bekommernis en goeders nie. God het klaar daardie prentjie in gedagte. En niks wat jy doen, gaan maak dat God se prentjie van jou verander nie. Sien, en jou identiteit is wat soos 'n tapisserie is. Jou persoonlikheid, jou karaktereienskappe, al jou gawes, al jou talente, is binne hierdie tapisserie ingeweef. En God het die weefwerk begin. En toe jou ouers gekom het, hulle bietjie ingeweef. En jou vriende het gekom en hulle het nog so bietjie ingeweef. 'n Familie weef in, en onderwysers kom en hulle weef nog verder in 'n tapisserie in. En die probleem kom dat ons, soos ons ouer raak, soos ons meer kan begin dink vir onsself, laat ons toe dat te veel mense kom en weef aan ons prentjie. Ons laat toe dat te veel mense kom en
almal gebruik dieselfde wol. Party kom in hertekstukke lint in. Ander vat sommer op die jong tou en sit in jou prentjie. Sien jy? God gebruik spesiale materiaal om jou te weef. En mense kom en hulle gebruik woorde. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie mooi genoeg. Jy is nie slim genoeg. Jy gaan niks in die wêreld word. Jy lyk nie soos wat ander moet lyk nie. Jy pas nie in die prentjie. In Spreuke 18, het Salomo kom 'n ding skryf, hy sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. En ons laat toe dat mense kom met hulle woorde en hulle weef in ons prentjie. En hulle weef in ons tapisserie. En hoe meer hulle inweef, hoe meer verander hulle die prentjie. Hoe meer verkeerde materiaal insit, hoe skewer trek hierdie prentjie. Sien, elke keer wat verkeerde materiaal gebruik is, elke keer wat verkeerde woorde gebruik word, trek jou prentjie skeef. En die prentjie verander. En dit tas jou selfbeeld aan. En dit tas mense vrymoedigheid aan. En jy begin naderhand glo meer wat ander mense sê in plaas van wat God sê. Omdat mense se materiaal begin God se materiaal oorskry. Sien, God se materiaal is fyn. Die mense se materiaal is grof. En as jy 'n grof materiaal aan so 'n fyn garingkie gaan sit, jy sien eers daai lelike ou materiaal raak. Sien, in die oomblik begin mense se identiteit begin skade kry. Hulle raak teruggetrokke. Mense begin bang raak vir wat ander mense gaan sê. Hulle begin meer worry oor mense gaan my judge oor hoe ek lyk. Of wat ek aantrek. Of wat ek dalk sê, hoe ek dalk klink. Hulle bly weg uit die kerk van die Here uit, omdat hulle bekommerd is oor wat ander mense gaan sê. Hulle wil nie betrokke raak nie. Want hulle loop met so groot vrees in hulle dat, wat as iemand nog kom, en nog 'n stukkie verkeerde materiaal, hulle sit dit weer in my prentjie. Sien, maar God sê, ek het jou nog altyd gesien, soos wat jy moet wees. Amen. God sê, ek het jou nog altyd gesien, soos wat ek jou gemaak het. Nie soos wat mense sê, jy moet lyk nie. God sê, ek het jou nog altyd anders gesien, as wat mense jou sien. Amen. Sien, en ons is mens, ons is net vlees. En ons het almal hierdie neiging, dat mense se woorde beteken vir my baie. Ons het hierdie neiging om ons waarde by mense te gaan soek, in plaas van by God. Amen. Ons het 'n neiging om ons identiteit te bou op ander mense se goedkeuring. Ons het hierdie neiging dat ander mense sal bepaal wie ek is, en wat ek gaan word, en wat ek gaan bereik in die lewe. Maar kom Jesus en hy herinner ons aan Matteus 6, hy sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai en hulle maai en hulle maak net skure by mekaar. Hy sê tog die hemelse Vader voete. Is jy nie meer werd as wat die voeltjies is nie? Is jy nie meer werd as die blommetjies en die wytjies daar buite? Jy sorg vir hulle ook. Maar ons gaan soek ons identiteit en ons waarde by mense. Tim Keller het gesê, if you live for people's approval,
will die by their rejection. Amen. Die oomblik wat mense jou verwerp, dan breek dit jou heeltemal. Dit slaan jou heeltemal plat en verwoes jou hele lewe. Omdat jou lewe rondom mense gebou is en nie rondom God nie. Sien maar, as jy God se koninkryk eers soek, dan weet jy wie jy is. Amen. Jy weet presies aan wie jy behoort. Wanneer jou prioriteit by God lê en nie by mense nie, Amen. dan weet jy wat jou identiteit is. Jy weet wat jou waarde is. Want jou identiteit word direk deur God bepaal en nie deur mense nie. Jou waarde word deur God bepaal. Amen. Hy het eers die veerwerk begin. Nie jou ouers nie. Nie die onderwyser in die skool nie. Nie jou vriende nie. Hy het heel eers bepaal wie jy is. Nog voor hy die aarde gemaak het, toe hy al besluit wie jy gaan wees. Amen. En wat jy gaan doen. Sien, as jy God eers te soek, hoef jy nie mense se goedkeuring te soek. Jy hoef nie te gaan sit en dat mense besluit of jy iets vir die Here kan doen. Jy hoef nie jouself te bewys aan iemand. Jy hoef nie mense te impress. As ek kyk na die jong mense vandag, hulle wil so graag net iemand beïndruk. Hulle wil net iemand impress. Meer hulle jou kan beïndruk, hoe gelukkiger maak dit hulle. Want dit bepaal hulle waarde en wie hulle is. Sien, maar as jy God eers soek, dan lewe jy uit aanvaarding. Jy Amen. lewe nie om aanvaard te word. Jesus het jou reeds aanvaar. Hy het jou gemaak. Amen. Daar was 'n ding wat ek raak lees hierdie week. Hy sê, you don't work for God's love. You work from God's love. Amen. Jy hoef nie vir God se liefde te werk nie. Jy hoef nie vir sy aanvaarding te werk. Jy werk uit sy liefde uit. En uit sy aanvaarding uit. Romeine 8 kom en sê, jy het nie ontvang 'n gees van slawerny nie. Nie om weer te vrees nie. Jy is nie 'n slaaf van mense nie. Jy is nie 'n slaaf van woorde nie. Jy is nie 'n slaaf van omstandighede nie. Jy is 'n kind van God. Romeine sê dat jy het hierdie voorreg om te kan uitroep, Abba Vader. Amen. Jesus, ek is, en roep ek nie eens Abba nie, ek is sommer reguit Papa. Amen. Amen. Ek ben Papa. Hy is my Pa. Amen. En ek behoort aan hom. En ek het die reg om hom te kan sê Pa. Hy sê nou, amen. En as die mees kosbaarste oomblikke, wanneer jy by die Here se voete en jy sit en jy sê vir hom Papa. Ek hoef niks verder te bid nie. Niks verder te vra nie. Jy sit net daar by sy voete en jy sê vir hom Papa. Amen. Hy weet daar wat aangaan. Hy weet wat jy hoor baie. En hy staan besig om dit uit te sorteer. Sien, en God se woord is so kosbaar. As jy wil weet wat jou identiteit is, dan gaan maak jy die Bybel oop. Die Bybel gaan van voor tot agter kan jy gaan lees. En hy sê vir jou wie jy is. En ek wil vir jou vanoggend 'n paar skriffies wys. In Petrus 2 vers 9, hy sê, jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, Amen. 'n volk as 'n eiendom gekry, om te verkondig die deugde van hom, wat uit die duisternis geroep is. Hy kom sê, hy het jou uitgekies
1 Tessalonisense 1 vers 4 sê hy, omdat ons weet van julle verkiesing, antwoorde, jy is klaar gekies. Hy sê, jy wat deur God bemin word, jy wat deur God gelief is, hy wil hy liefkoos jou. God bemin jou. In Johannes 3 vers 16 sê, hierom moet ons die liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Vir God was jy die moeite werd om voor te sterf. Jy was absoluut die moeite werd gewees. Dat hy elke hou gevat. En hy spijkers omgekap was. Jesaja 43 kom sê, omdat jy kostelik in my oë is, Amen. en jy is hoog geag, en ek het jou lief. Kyk wat sê Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou help wat verlossings doen. Hy is verheug oor jou. Amen. Hy swyg in sy liefde oor jou. Hy juig oor jou. Wanneer laas het iemand geswyg oor jou in sy liefde? Maar God sê hy swyg oor jou. Dit is amazing. Te dink dat die Here swyg in sy liefde vir jou. Amen. Genesis 1 vers 27 sê, hy het jou gemaak na sy beeld. Hy het jou gemaak om te lyk soos wat hy lyk. Om sy persoonlikheid te hê. Om sy karakter te hê. Amen. Maar nou sit ons met 'n probleem. God het ons geweef. En mense het verkeerde dinge kom insit en mense het ons tapisserie beskadig. Nou wat maak jy met die tapisserie wat beskadig is? Jy kan hom nie net so na mekaar werk. As jy tapisserie gesny met 'n matmes, kan jy net garing vat en jy dink aan mekaar knoop doen. Hy gaan nie dieselfde lyk nie. Sien, daar is net een wat 'n tapisserie kan herstel. Daar is net een wat jou kan herstel. Amen. Wat jou identiteit kan herstel. En dis Jesus. Amen. Die Here is die enigste een wat jou gesond kan maak. En as jy wil hê die Here moet jou gesond maak, dan moet jy 'n besluit maak. Jy moet 'n keuse self maak dat jy wil hê God moet jou herstel. Ek kan die besluit vir jou maak. Ek kan nie sê, Here, ek gaan herstel nie so identiteit. Ag Here, gaan herstel nie as identiteit. Ek kan nie die keuse vir jou maak. Jy moet self sê, Here, ek wil hê jy moet dit vir my doen. Jy moet by sy voet uit. Jy moet hom 'n prioriteit maak vir hom om jou te herstel. En dan moet jy erken, dis moeilik. Erken, jy het mense toestemming gegee om materiaal in te weef en dit te sê. Erken dat jy het hulle toegelaat om woorde te spreek oor jou. Jy het hulle toegelaat om 'n verkeerde wol te vat en het langs God se fyn draad in te weef. En dan kom een van die moeilikste dinge in die lewe. En dis om hulle te vergewe. Amen. Hulle te vergewe omdat hulle iets verkeerd in jou tapisserie ingesit het. Jouself te vergewe omdat jy dit toegelaat het. Amen. Ons vergeet baie keer dat jy het ook vergifnis nodig. Van jouself af. Ons wil mense vergewe vir dinge wat hulle gedoen het aan ons. Maar ons vergewe nooit onsself. Amen. Wanneer laas jy by die Here gesit en gesê, Here,
is jammer. Ek het toegelaat hulle dit gedoen. En dan staan jy vir jouself miskien en kyk en sê jy, Laura, ek vergewe jou. Want jy het dit toegelaat. Dus jy vergewe en bely jy voor die Here. Jy bely, ek het elke leer geglo wat mense vir my gegee. Ek het daardie woorde geglo, toe die onderwyser gesê, jy sal in niks word in die lewe nie. Daardie woorde geglo, toe iemand vir my gesê het, jy is 'n loser. Ons vergeet die kinders hier buite, in die skole, waarvoor elke dag gesê word, jy is 'n loser. Jy sal in niks word. Ons vergeet as kinders wat sy identiteit so afgebreek is al. Want hulle het die idee wat om te doen. Hulle weet nie eens wie hulle is. Die Here het ons die vermoë gegee om hulle te help. Die Here het jou die vermoë gegee om jou eie kinders, eie kleinkinders te help. Vandag se kinders in skole is vervaard. Hulle is afgebreek. Hulle weet nie of hulle A of B moet wees. En het word gedra van een geslag na 'n geslag. En as niemand wat vir hulle leer, hoe om by die Here uit te kom. As niemand wat vir hulle leer, hoe om by Jesus se voete weer te gaan sit. Amen. Sien en wanneer jy vergewe het, en jy het vir die Here gesê, Here, ek het toegelaat. Ek het geglo wat ek gesê het. En jy nodig om te laat los van al die dinge. Ons is baie keer wat ons vergewe, ons hou hom vas in die mens. Ons wil vergewe, maar ek sleep nog 'n troostbewersie agter my. Ek kan nie laat gaan nie. En solank ek kan vashou aan al hierdie ander dinge, dan kan jy nie vorentoe beweeg. Net om te laat gaan, moet jy by die Here uitkom. Jy moet vir die Here kan sê, ek kan dit nie meer doen nie. Jy moet dit doen. Maak reg, herstel. En dan vra vir die Here, dat hy vir jou die waarheid gaan bring. Vra vir hom wie hy is. Vra vir hom dat hy vir jou sal wys hoe jy lyk. Het jy ooit gaan sit en vir die Here gevra? Here, wys my wie ek is. Jy het ooit vir die Here gevra, Here, wys my 'n prentjie wat jy sien. Wie nie ek nie. Jy het ooit vir die Here gevra, Here, hoekom het hierdie dinge gebeur in my lewe? Wat is die les wat ek moes leer daarin? Altyd vir hom gevra, Here, wat is jou plan vir my toekoms? Jy sal verbaas wees as jy by die Here se voete sit en vir hom vra, Here, wys my jou prentjie. Prentjies wat jy gaan sien. Dis baie keer nie dieselfde prentjies waarna jy gedink het. Persoonlik gesê, God does not discard damaged masterpieces. Amen. He restores them. Die Here gooi nie 'n gebreekte pot weg nie. Amen. Hy maak hom jong. Hy gooi nie 'n gebreekte tapisserie weg nie. Hy herstel. Hy haal al die verkeerde stukke uit. En hy sit die nuwe stukke in. Hy herstel dit heeltemal. Amen. Sien, wanneer jy God eers soek, sal hy voorsien. As jy hom soek, sal hy jou lei. Hy sal vir jou wys wie hy is. En my gebed is dat
Wanneer jy die Here soek, dat jou waarde nie deur mense sal bepaal word, maar deur hom. Dat jy sy prentjie sal sien, nie jou nie. Want as jy na jou prentjie gaan soek en jy kyk, dan gaan jy die agterkant sien. Hy sien die voorkant, hy sien die doel, hy sien die doel. Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons, Here, en ons sit hier so voor U. Here, baie keer vir soveel jare het ons in verkeerde prentjies vasgekyk. Here, ons het net in die agterkant van ons tapisserie gekyk. Ons het al die knoppe en die boeke gesien. Maar ons het nooit die regte prentjie gesien. Here, maar volgende wil ons kom en ons wil by die voete sit. Nederig by die sit, Here. Here, en ek vra dat die Heilige Gees nou by elkeen sal stilstaan. Here, en elkeen van ons het 'n prentjie in ons kop van hoe ons lyk en wie ons is. Here, maar vanoggend vra ek dat die Heilige Gees vir elkeen van wie sit en of hulle ingeskakel is en luister, vir elkeen sal wys spesiaal die prentjie wat U sien. Dat U 'n spesiale oomblikie met hulle sal hê vanoggend, Here. Here, en ek wil sê dankie, Here, dat ons waarde word deur U bepaal. Nie deur mense. Ons identiteit word deur U bepaal, Here. U het ons eerste begin weef. U het eerste besluit wie ons moet wees en wat ons moet doen. En daarvoor kan ons sê dankie. Here, ons kom vra ook, Here, dat daar waar ons toegelaat het, dat mense ons prentjies skade aandoen. Here, dat U die een sal wees wat kom en verkeerde materiaal uit. Dat U die regte materiaal wees sal inweef. En ons prentjies heeltemal herstel. Ek sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Voor ek verder gaan vanoggend, wil ek my gou gevra. Vir die Here het iets op haar hart gelê. Wat sy met ons wil deel. Kan ek net opstaan? Dis ek weet eintlik ek het vir die Here gevra. Here moet die woorde van my mond lees en Efesiërs 6 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Bose magte oorheer in die duisternis van die gees. En ek het baie met die Here geneem oor die gemeente. Julle ons gemeente doen nie goed nie. Ek dink nie pastoor en Jaco doen goed nie. Hulle het vir my niks gesê nie. Spreuke 18:21 dood en lewe is in die mag van die tong. En ek spreek glad nie. Ek weet wat ek weet môre. Hulle het baie by Jesus se voete gelê dat pastoor, ek dink nie jy Jaco doen baie goed. Op 'n paar gebiede, nie finansiëel. Ons mag nie sê ons het nie geld nie. Die Here het in hierdie week met my daaroor gepraat, want as iemand vir jou geld vra, sê ek het nie nou geld nie. Ons wag vir die finansies om ons te kom, is 'n beter woord wees. Toe vra ek vir die Here, hy moet asseblief vir ons help, dat ons 'n oplossing